Nou, hartlike goeiemôre vriende, ons vertrou dat dit met een en elkeen van u goed gaan, dat dit goed gaan met u geliefdes, en dat u ook in hierdie môre opgestaan het met 'n lied in die hart, omdat die Here leef, omdat hy op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Hoe wonderlik om te weet dat as ons aan die Here behoort, dan sê hy vir ons dat elke haar op ons hoof is getel. Hy ken ons voetstappe, hy rig ons op die weg van geregtigheid om sy naam te verheerlik. En mag u in hierdie dag die seën en die vrede van die Here ervaar. Nou, ons sal aangaan met ons reeksie boodskappe vanuit die boek Spreuke. Ons kyk vanmôre na Spreuke 16 vers 20 tot 24. Daar staan: wie ag gee op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou is gelukkig. 'n wyse van hart word verstandig genoem, en soetheid van lippe vermeerder die lering. 'n fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter, maar die tugtiging van die sotte is sotheid. Die hart van die wyse maak sy mond verstandig, en vermeerder die lering op sy lippe. Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Nou vriende, jy sal agterkom dat Salomo geweldig baie maak van woorde, van dit wat ons sê. Die Bybel sê vir ons dat ons uit ons woorde geoordeel sal word, dat ons beloning sal ontvang of skade sal ly. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons woorde altyd met sout besprinkel sal wees. En dit is een ding waarmee ons 'n geweldige probleem het. Jakobus leer vir ons dat 'n mens struikel dikwels met die tong. Daarom het ons nodig om 'n wag voor ons mond te plaas. Ons het nodig om konstant vir die Here te vra: Here, leer my om te dink voor ek praat, en wanneer ek praat, dat ek sal praat om U te verheerlik, dat ek sal weet, uit my woorde sal ek geregverdig, of uit my woorde sal ek veroordeel word. En daarom, vriende, sien ons ook vanmôre dat Salomo vir ons sê: wie ag gee op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou is gelukkig. So Salomo spring weg en hy sê, wanneer ons God se woord liefhet, dan sal ons woorde ook met sout besprinkel wees. U sien, die een kan nie losgemaak word van die ander een nie. Nou as ons kyk na die woord van die Here en die konteks waarin dit staan, sien ons dat Salomo hulle nie so bevoorreg was soos ons om die hele Bybel, al 66 kanonieke boeke, te gehad het nie. Maar tog, met dit wat hulle gehad het, sê Salomo dat God se woord is kosbaar, en wanneer ons ag gee op die woord, het ons die goeie gevind. Dit dink by jouself, vriende, as jy brandarm is en jy kry 'n wonderlike skat, en ewe skielik is al jou probleme opgelos. Ewe skielik is daar vir jou hierdie oplossing, en die duister donker toekoms word vir jou helder lig. Nou, God se woord is baie meer as dit, want jy sien, elke mens word gebore op pad na God se oordeel. Die Bybel praat van ewige duisternis, waar die vuur nie uitgeblus sal word, en waar die wurm nie sal sterf nie. En nou is God se woord my hart lewend maak, is dit soos lig wat opgaan in hierdie donker toestand van my geestelike lewe. Dis soos hierdie absolute nuwe lewe wat ek ontvang. Daarom sê die Bybel: eens was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. En vriende, soos hierdie wonderlike skat 'n mens se aardse probleme kan oplos, is God se skat, sy woord, wat ons dan kan lei op hierdie pad van geregtigheid om die Here te verheerlik. As u gaan kyk na die Bybel, maak die Bybel geweldig baie oor die bestudering van die woord. En as u die boek Psalms gaan lees, sal u sien Psalm 119 is die langste psalm dan ook in die psalmboek, en daar's 176 verse. En al 176 verse handel oor die woord van die Here. En kom ek lees vir u 'n paar van hierdie verse. Psalm 119 vers 97 sê: hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Dit is so kosbaar, vriende. As u tyd het, lees asseblief deur Psalm 119, en dan sal u sien hoe kosbaar die woord van die Here is. En dit is presies wat Salomo hier sê. Salomo sê: wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. Ek en my vrou praat vanmôre juis oor die saak van mense wat in sonde val. Is mense wat baie keer die beginsels van die Bybel ken, maar hulle lees dit nie en hulle pas dit nie toe nie. En daarom is dit belangrik, gee ag op God se woord. Moenie net dit lees nie, moenie net kennis versamel nie, pas dit toe, en jy sal die goeie in jou lewe vind, die goeie in jou huis vind, die goeie vind in dit wat die Here vir jou in gedagte het. En dan sê hy wat op die Here vertrou,
is gelukkig. Dit is so kosbaar om hierdie waarheid raak te sien. Spurgeon sê, die gelukkigste van alle mense is hulle wat die woord van die Here vertrou, wat glo wat God sê, en dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. So kosbaar as ons sien wat sê Spreuke 3 vers 5 tot 7 vir ons. Daar staan, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, wyk van die kwaad. Jy sien, die Here se woord is so kosbaar en vriende, eintlik so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan. En tog is die teoloë al vir honderde en duisende jare besig om boek na boek te skrywe oor die diepte en die omvang en die rykdom van God se woord. Daarom wil ek wegval deur vanmôre vir jou op te roep dat jy hierdie groot skat wat God ons gegee het en die wonderlike waarheid van sy gedagte wat hy geopenbaar het in die woord, dat jy dit sal lees, dat jy dit sal verstaan en ter harte sal neem en toepas in u lewe. Vers 21 en verder sê, 'n wyse hart word verstandig genoem en soetheid van lippe vermeerder lering. Jy sien, wanneer ek ag gee op God se woord en ek vertrou op die Here met my hele lewe, is daar hierdie vrede. En dan, vriende, is ek besig om ander mense met wysheid onderrigting te gee. Nou hierdie gedagte van 'n wyse hart word verstandig genoem en soetheid van lippe vermeerder lering gaan oor die gedagte dat die een wat praat is een wat intelligente woorde praat. Hy het goeie onderskeidingsvermoë, woorde gevul met waarheid, soveel so dat ander graag na hom luister, sy raad vra en dan ook so deur die waarheid van die woord gestig en gerig kan word na die pad van geregtigheid. Vers 22, 'n fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter, maar die tugtiging van die sotte is sotheid. Jy sien weer eens, wanneer die woord van die Here ons deel is dit so 'n fontein van die lewe. As 'n mens dink aan die volk Israel, toe hulle daar by Mara aangekom het, was die water bitter. En hulle het geroep na die Here en die Here die water soet gemaak, drinkbaar gemaak. En daarom sê die Bybel ook vir ons, 'n fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter. Wanneer ons God se woord lees en dit voed ons siele, vriende, dan is dit vir ons soos hierdie water, wanneer ons dors is, en ons maak die kraan oop en ons drink, ons kom by hierdie fontein of waar ook al dit is, en ons drink van hierdie soet water en dit is vir ons siel en vir ons liggaam 'n versadiging. Maar die Bybel sê aan die ander kant, as jy God se woord verontagsaam, is dit tugtiging vir jou. Jy sal deur jou foute en deur jou sonde en jou aanhoudende sonde en ongehoorsaamheid aan God se woord, jouself pynig met baie hartseer en leed en droefheid wat oor jou pad sal kom. Vers 23, die hart van die wyse maak sy mond verstandig en vermeerder die lering op sy lippe. Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Jy sien, wanneer ons God se woord lees, is dit soet. Dit maak ons harte bly en ons dra weer hierdie wysheid oor aan ander en op hulle beurt hoor hulle wat God sê. En die wat gered word, vriende, ervaar presies dieselfde blydskap, ervaar presies dieselfde vrede wat die Here gee. En dan is daar 'n belangrike ding vir ons as kinders van die Here, vriendelike woorde. Filippense 4 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Kind van die Here, pas op dat jy nie mense kortaf antwoord en as 'n onvriendelike en mislike mens bekend staan nie. Want jy sien, wat uit die hart is, kom in die lewe na vore. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit beteken, vriende, wanneer ons in moeilike omstandighede is, dat ons nog steeds die vriendelikheid van die Here Jesus sal openbaar. Nou sê die Bybel, dis soos 'n heuningkoek, en onthou u in Exodus waar die Here die manna aan die volk gegee het. Sê die Bybel vir ons dat die manna geproe het soos heuningkoek. Dit was 'n heerlike smaak vir hulle gewees. En nou sê die Bybel, wanneer ons iemand antwoord, wanneer hulle miskien teenoor ons verkeerd optree, of miskien 'n kras woord na ons kant toe gooi, of miskien ons beskinder of beskimp, en ons het vriendelike woorde. Die Bybel sê vir ons, dit is soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Nie net vir ons nie. Onthou net een ding, vriende, elke aksie van ons kant het ook 'n effek op ons siele en op ons wese en op ons innerlike. En daarom is dit nodig om eerste plek sielerus vir jouself te kry en dan ook vir ander te antwoord op so 'n manier dat hulle kan hoor dat daar nie 'n veglustigheid in my siel is nie, maar die gesindheid van die Here Jesus waar ek sy vriendelikheid openbaar, sodat hierdie mense ook getrek kan word na die kruis. Wonderlik om hierdie waarhede in die Ou Testament alreeds te sien. Die Nuwe Testament is vol daarvan. Daarom sluit ek af deur u aan te moedig dat u sal ag gee op God se woord.
Vertrou op die Here, dan sal jy gelukkig wees. En wanneer jy met God se woord besig is, sal jy 'n wyse hart hê. Jy sal ander kan antwoord op so 'n manier dat dit vir hulle sal wees soos soet water en hierdie heerlike water vir 'n dorstige liggaam. So sal hierdie woorde ook vir hulle siele tot seën wees en tot versadiging. En dan baie belangrik, vriende, onthou om vriendelik te wees. Ons vriendelikheid moet bekend word aan die wêreld, want Christus is naby. Mag die Here ons genade gee, dat ons ook hierdie waarhede ter harte sal neem om ons sal verheerlik in alles. Baie groete vir u, mooi dag verder, Tara.